Trevor, is jy daar? Trevor, jy is van Here te wees. Amen. Kom ons gee vir die Here lofoffer. Halleluja. Amen. Sê vir Jesus. Jesus. So die liedjie wat ons gaan sing is almal soek na liefde, almal soek na rus. Trek hulle terug na Jesus. Na Jesus toe. Amen. Want Jesus is die bron van die lewe, hy is die bron van alles. Sê vir jou man, sy bly is hier vanmôre. En dan kom ons sing lekker saam en ons maak die Here se naam groot. Kom ons staan saam en dan sing ons lekker. Almal soek na liefde, almal soek na rus. Almal soek na liefde, almal soek na rus. Trek hulle terug na Jesus. Hy is die weg, die waarheid en die lewe. Trek hulle na God waar die lewe gee. Ons sing almal soek na liefde, almal soek na rus. Trek hulle terug na Jesus. Hy is die weg, die waarheid en die lewe. Trek hulle na God waar die lewe gee. Hy is die waarheid, hy is die weg, hy is die lewe, en hy maak alles reg. Almal soek na liefde, almal soek na rus. Trek hulle terug na Jesus. Hy is die weg, die waarheid en die lewe. Trek hulle na God waar die lewe gee. Hy is die lewe, hy gee die rus. Hy gee die vrede, sy naam is Jesus. Almal soek na liefde, almal soek na rus. Trek hulle terug na Jesus. Hy is die weg, die waarheid en die lewe. Trek hulle na God waar die lewe gee. Almal soek na liefde, almal soek na rus. Trek hulle terug na Jesus. Hy is die weg, die waarheid en die lewe. Trek hulle na God waar die lewe gee. Trek hulle na God waar die lewe gee. Trek hulle na God waar die lewe Halleluja, goeiemôre almal. Is julle vreugdevol? Is julle bly om in die huis van die Here te wees? Halleluja, loof sy groote naam. Kom ons staan net so en buig ons hoofde. Liewe Here, ons wil vir U sê dankie. O, dankie dat U in ons harte werk om te wil, sowel as om te werk na U welbehaag. Dankie dat U Heilige Gees altyd met ons is. Dankie vir die vreugde en die vrede wat U in ons harte bring. Dankie Here dat ons kan U naam besing en kan weet Here, U arm is nooit te kort om te red nie. Ons wil U net loof en prys vanmôre. Here, dankie vir U liefde. Dankie vir U genade op genade. Kom vanmôre in U volheid, Here. Kom in U krag en staan by elkeen van ons stil. Seën U lewende woord vanmôre en mag die Heilige Gees die naprediker wees van dit wat ons vanmôre hier hoor. O Here, verander ons harte is my gebed vanmôre en ek dank U daarvoor in Jesus kosbare naam. Amen. Amen. Jy kan die sitplekke gou vir 'n oomblik neem. Soos aan die begin van Mei, kan julle dit glo? Mens, ek weet die ou mense het altyd vir my gesê, wag tot jy ouer word, dan gaan jy sien hoe vinnig gaan tyd. Maar wie daar was al geen jaar vir my so vinnig soos hierdie jaar nie. Mens, we're almost halfway. Maar ten minste weet ek's nader aan die hemel as halfway. Halleluja. Toe ons kyk gou die Golden Aldi's is die 14de, dis donderdag die 14de Mei, is Golden Aldi's om 10:00 die môre. Asseblief boek by Helen. Julle gaan lekker sop, tuisgebakte brood, tuisgemaakte konfyte en alles. Julle gaan lekker bederf word. Julle moet asseblief net registreer by Helen en
dan sien julle uit na daardie vergadering wat julle bywoon, die 14de. Die 14de, dis donderdag, julle maak daar 'n aantekening. Donderdag aand om 7 uur is hemelvaartdiens. So ons het hemelvaartdiens om 7 uur op die 14de. Dan het ons die 23ste Mei, het ons prayer drive-through, van 9 tot 11, Koos en Sanet is nie vanmôre hier nie, maar ons sal op ons pos wees, en ons gaan hier in die parkeerarea by mekaar vergader, en ons gaan bid vir ons gemeenskap, wat verbyry en stop vir gebed. Dan ons Pinksterdiens is Sondag, die 24ste Mei. Ons het nie 'n Pinksterreeks hierdie jaar nie. Ek het vir Dok Jan van Wyk genooi om ons te kom bedien vir Pinkster, maar ongelukkig is hy nie gesond nie en moet hy nou 'n bietjie tyd aan sy gesondheid spandeer en het hy verskoning gemaak en kan ons nie kom bedien nie. Maar ons het wel vir Dok Johan Briwer die week na Pinkster. So daarom het ek het goed gedink om net 'n Pinksterdiens te hou, Sondag die 24ste Mei, want daardie spesiale diens met Dr. Johan Briwer begin die 31ste Mei tot en met die 3de Junie. So ons sien uit na Dr. Briwer wat hier by ons gaan wees. En dan is dit ons dankofferdiens die 7de Junie. Ek wil net, ons het baie nuwe mense, ons het baie besoekers, en ek wil net graag vir julle verduidelik wat ons doen in ons gemeente. Ons het 2 keer 'n jaar het ons 'n dankofferdiens, waarby ons 'n offer aan die Here bring. En daardie offer is 'n saak tussen jou en die Here. Ons gee vir jou 'n dankofferkoevertjie, waarin jy gee wat jy kan bekostig, en dit is jou offer wat jy maak aan die Here. Nou in Junie maand is dit net die dankofferdiens. In Desember hou ons ook 'n dankoffer jaarafsluitingsete, saam met daardie dankoffer, waarby ons dan die gemeente trakteer, lekker saam eet, lekker saam kuier. So ek wil regtig vir julle vra, om oor die saak te gaan bid. Geliefdes, moenie die Here afskeep in wat jy vir hom gee en doen nie. Doen dit wat jy vir God doen, voluit. Daar lê groot seën daarin. Ek wil vir julle vra, dis waarom ek dit al 'n maand voor die tyd afkondig. Raak stil daaroor, praat met die Here daaroor. Die kerk het 'n behoefte, ons sal altyd 'n behoefte hê, maar ons vertrou op die Here, dat ons as gemeente sal hande vat en saam staan, en die Here het ons nog elke jaar deurgedra finansiëel. So daardie fondse word ook aangewend om ons begroting te maak vir die jaar, en ons sit met 'n paar dinge wat gedoen moet word rondom die kerk en die onderhoud van die kerk. So ek wil vra, raak stil, bid daaroor, vra die Here en gee met 'n blymoedige hart. Amen. Prys die naam van die Here. Dan wil ek voor ons nou gou gaan sing, wil ek vir Ronnie net 'n geleentheid bied om asseblief 'n getuienis met ons te kom deel. Welkom sien ek nou hier so Ronnie. Baie dankie Ronnie. Goeiemôre, dankie vanmôre. Ek weet om getuig hoe goed die Here is. Wanneer dit nie goed gaan nie, dan kla ons, maar wanneer dit goed gaan, dan wil ons nie sê praat nie, ons sê die Here die lof en eer daarvoor gee nie. My seun het vir 'n firma gewerk en vir 7 jaar vir die firma gewerk en hulle het hom maar nie so goed betaal nie en hy het die pensioen gekry en het op die mediek staan en hy het vir 7 jaar vir hulle gewerk. Hy het baie aan sy eie tyd op ingesit, baie keer aan waakmaande gewerk vir hulle en het nie vergoeding gekry daarvoor nie. Maar ons het maar op die Here vertrou, ons gebid en ons glo die Here gaan dit deur vir hom oopmaak. Maar ons wil altyd bid aan ons vandag sal met die deur oop wees of môre. Maar die Here het sy tyd. Wat ek pos aan by dryskool opgegaan, 'n bestuurspos vir my IT en allerlei
dat is waarde goede daarso en hy het aansoek gedoen, dat 'n klomp mense was daar gewees wat aansoek gedoen vir die werk en hulle het toe 4 mense uitgekies van die klomp wat aansoek gedoen het, om weer te kom vir 'n onderhoud. En die ander mense het meer ondervinding as hy. Hy het maar 4 jaar op universiteit gewees en hulle het nog langer en meer wyshede en allerlei goede. Maar die Here het hom daai pos gegee. Hy kry nou 2,5 keer meer salaris wat hy by die ander firma gekry het. Hy kry medies en hy kry pensioen. Ek wil net vir julle sê, moet nooit moeg raak om op die Here te vertrou. Amen. Lukas 18 vers 1 sê, bid sonder om moedeloos te raak. Maar ons kan nie die Here loof en prys. Al gaan dit nie goed nie, al gaan dit goed, met die Here nog steeds geloof en geprys word. As ons in die woord lees van Dawid, en hy is baie keer in gevaar, hy het by die klip omgedraai, hy is vervolg, maar hy het die Here altyd geloof en geprys. En die Here, toe hy gekruisig was, het hom geslaan, het hom gespoeg, en het alles aan hom gedoen. Maar hy het nie een keer geplan. Jesus het ons die voorbeeld gestel. Ons kan ons verlewe na die Here toe vat. Hy is ons help, en hy is die enigste ware helper. Ek met die Here al die eer en die lof en die prys daarvoor gee, want hy is goed vir ons. Ons stel my te leer, maar hy stel nooit te leer nie. Want hy is 'n waarmaker van sy woord. En hy kom sy woord na, dit sê beloftes is ja en amen. Dankie nog. Amen. Halleluja. Dit is goed. Amen. Ons het nou gepraat van hierdie mikrofoon van my nie, en toe gebeur dit. Maar in elk geval, ons gaan nou die Here se naam groot maak met ons lofprys en ons aanbidding. Tydens die sing van die eerste lied, neem ons tiendes, ons offerhandes op. Soos ek sê, mag die Here u ryklik seën. Gee met 'n blymoedige hart. Amen. Daarna gaan ons die nagmaal gebruik en dan sal ek die boodskap met julle deel. Baie dankie worship warriors. Dankie pastoor. Kom ons staan saam, geliefdes. Vanmôre het ons julle weer nodig om vir ons romme te wees. Ek sien Hermione is baie gretig. Maar kom ons verwissel ons die Here vanmôre. Ons het net gehoor van hoe goed God is en ons eerste liedjie is loof die Heer. Want sy goedheid is tot in ewigheid. So kom ons gee die Here nog 'n lofoffer. Halleluja. Prys sy wonderlike naam en ons sing net saam vanmôre. Kom loof die Heer, want sy goedheid is tot in ewigheid.
vanmorgen, Here, kom gee ons die al die lof en al die eer, Here. Ons kom besing die naam, Here. Ons kom sing met die goedheid, Here, die grootheid, Here, wie U is. En so vanmorgen, Here, weet ons U is hier teenwoordig saam met ons. En ons prys die groot en wonderlike naam. Vanmorgen wil ons sing that we are a symphony of worship. And we just want to lift up our hands and give you all the glory, honor, and praise this morning for who you are, Lord, and for what you can do. Because you are great, Lord, the God of wonders. Ons gee al die lof en eer vanmorgen, Here. Lord, make me an instrument of worship. I lift up my hands in your name. Lord, make
So this is my story. This is my song. Praising my risen King and Savior all the day long. Oh, I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Oh, I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Oh, I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Oh, I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard,
Halleluja. Ek kan nie sitplekke neem. Ronnie en Cassie net vir my die nagmaaltafel gereed kry asseblief. Vandag kom ons by die tafel van die Here. Nie omdat ons moet nie, maar omdat hy ons roep. Nie omdat ons volmaak is nie, maar omdat hy genadig is. Nie omdat ons waardig is in onsself nie, maar omdat Jesus Christus waardig is. Die nagmaal herinner ons daaraan dat God se liefde nie net woorde was nie, maar 'n offer. Aan die kruis het Jesus Christus sy liggaam gegee, het sy bloed gestort, sodat ons vergewe, herstel en nuut kan lewe. Kom ons vanmôre waarlik om net weer opnuut daardie oorgawe te maak aan die Here. Die woord sê in 1 Korintiërs 11 vers 23 en 24, die Here Jesus het in die nag waarin hy verraai is, brood geneem, en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem, eet, dis my liggaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. En verder in vers 25, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed, doen dit so dikwels, as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Sien wanneer ons vandag eet en drink, kyk ons terug na die kruis. Kyk ons op na ons verlossing. En kyk ons vorentoe na die dag wanneer ons verlossing weer sal kom. Maar die nagmaal is ook 'n oomblik van selfondersoek. 1 Korintiërs 11 vers 28 sê, maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink. Geliefdes, kom ons vra vandag, Here, is daar iets wat ek moet neerlê? Is daar sonde wat ek moet bely? Is daar iemand wat ek moet vergewe? Is my hart opnuut oop voor U? Die tafel van die Here is nie vir mense wat alles reg het nie. As jy vanmôre sê jy het alles reg, is daar fout. Maar vir mense wat weet, hulle het God nodig. Kom ons nader vanmôre met dankbaarheid. Kom ons nader vanmôre met nederigheid. Kom ons nader vanmôre met geloof. Amen. Want sy liggaam is vir ons gebreek gewees. Sy bloed is vir ons gestort gewees. En die genade vloei nog steeds vandag vir my en jou. Amen. So kom ons gebruik nou saam die tekens van bloed en beker. Kom ons buig net die hoofde. Here, baie dankie. Wil U nie vanmôre deur die Heilige Gees kom en net vir ons wys as daar dinge is wat ons moet neerlê, wat nie van U af is in ons lewens nie. Sal U die sonde wat ons so maklik aankleef aan ons uitwys deur die Gees. Sal U ons help om dit te bely en dit te stop, Here. Help ons om ander vry te spreek. Help ons om ruimte te maak vir ander mense. En help my om my hart net opnuut voor U oop te maak vanmôre. Dis ons gebed in Jesus naam. Amen. Amen. Ek gaan die musikante die eerste geleentheid gee, daarna vir al die Sondagskool kindertjies en ouers, en dan gaan ons hier aan my linkerkant begin vanmôre. Sien julle kom eerste. Halleluja.
Die wat graag die nagmaal wil gebruik, daar waar julle sit, jy kan net jou hand opsteek en Cassie hulle sal daar by julle kom draai. I stand amazed in the presence of Jesus the Nazarene, and I wonder how He could love me and stand on things and things.
Halleluja. Wat 'n goddelike oomblik om in die teenwoordigheid van die Here te wees as gemeente. Bring ons by die woord vanmôre. Ek is so opgewonde. Ek wil my hart met jou deel, want dit is my bediening. Is dit wat God vir my doen, want ek nie oor stil bly. Ek moet kom en dit vir jou vertel. Ek moet kom en dit wat hoe die Here my aangeraak het, moet ek oordra na jou toe en bid en verwag dat die Here jou ook so sal aanraak, want dit bring soveel vreugde. En ek wil vanmôre regtig vir ieder en elke, as ek nou tyd gehad het, wil ek vir jou kom staan, voor jou staan, en ek wil vir elkeen vir julle vanmôre sê, ek gee om vir jou. Ek gee waarlik om vir jou. In ons menslike swakhede kan ons altyd fout vind, maar wie jy in Christus, gee ek om vir jou. En daarom, ons het laasweek, ek kan die laasweek se boodskap nou ook herhaal nie, maar daar is 'n gedeelte waar ek gesê het, die Here is die pottebakker, ons is die klei, en dis asof die Here soms kom met 'n klein buiteltjie en 'n hamer, en hy kom slaan hier om die sensitiewe oor, en hy's besig om ons te vorm in 'n seer. Dis nie lekker nie. En as jy vanmôre jou hart oopmaak, behoort hierdie boodskap jou seer te maak. Maar as jy net gaan sit en luister om dan huis toe te gaan en nou al begin dink aan die lamsbout wat in die oond is, dan gaan dit vir jou niks beteken nie. Jy gaan lekker eet, nooi my gerus. Maar as jy jou hart vanmôre oopmaak, gaan die Here met jou praat. Gaan die Here jou kom ontmoet op 'n plek waar ons as mens sukkel. Loof die Here, ek is opgewonde. En ek kan daai opgewondenheid met jou deel, dan mis ons die hele boodskap. Of ek kan na die woord van God toe gaan en dit wat ek beleef het, oordra en met jou deel. Psalm 37 vers 4 sê, vind jou vreugde in die Here. En hy sal jou gee wat jou hart begeer. Elke mens lewe in 'n voortdurende spanning. 'n Spanning tussen twee eenvoudige, maar kragtige woorde. Ek moet of ek wil. Jy sien, hierdie spanning vorm deel van ons daaglikse bestaan. Ons staan in die oggende op, want ons moet gaan werk. Ons moet verantwoordelikheid neem, omdat dit van ons verwag word. Ons doen baie dinge bloot omdat dit nodig is. Dis 'n moet. Ons moet dit doen. My pa het altyd gesê, daar is twee dinge wat jy moet. Jy moet doodgaan, jy moet belasting betaal. Nou kyk, ons probeer daai belasting ontwyk. Aan die dood het ons geen keuse nie. Maar wie julle tog leef wat diep binne in elke mens 'n ander stem. 'n begeerte na vreugde. 'n begeerte na rus en betekenis. Ons wil gelukkig wees. Ons wil sin ervaar. Ons wil doen wat ons harte waarde gee. Amen. Nou, hierdie innerlike konflik raak nie net ons praktiese lewe nie, maar ook ons geestelike lewens. Baie mense leef hulle geloof uit in 'n lys van verpligtinge. Ek moet bid. Ek moet Bybel lees. Ek moet kerk toe gaan. Ek moet reg lewe. En wat begin as iets moois en lewendig, kan maklik verander in 'n swaar las van moeds. Ek dink aan soveel doopelinge. My vrou het al vir my gesê, hou op
die mense doop. Want sodra ek jou gedoop het, kom jy nie meer kerk toe nie. Weet jy, vir daardie mense is dit seker maar so, want jy is geestelik nog onvolwasse, en jy is vol stoom, jy begin, jy is by al die dienste, jy is by die bidure, jy kom aanddiens toe, jy kom na die lofprys en aanbidding toe, jy is daar, jy wil gedoop word, jy steek jou hand op, jy is by die Bybelklas, jy is by die doopklas, en dan die dag wanneer jy gedoop word, het jy die wenstreep behaal. Nee, geliefde. Dis waar jou wedloop eers begin. En dan raak daai mense weg en verval weer in die wêreld. En dit is hartseer. Jy sien, sonder dat ons dit besef, raak ons verhouding met God 'n plig, eerder as 'n vreugde. Sal net by die. Kom nou, jy moet eerlik wees met jouself. Die Here het hard met my gepraat hier, hierdie boodskap. Ek is vol vreugde, want ek is klaar idee. Die Here het my gehelp, sy genade was groot, en hy het my gehelp om my moed se wil te maak. Hy het my gehelp om die vreugde daarin raak te sien. En dis wat ek wil hê die Here wat vir jou moet doen vanmôre. Maar dit gaan eers seer wees voor dit lekker raak. Dit gaan eers 'n bietjie tyd vat en bepeinsing en stil raak en saam met die Here wandel. En wanneer jy daar kom, dan gaan die vreugde losbreek. Kom ons kyk eerstens na die gevaar van 'n geloof wat net uit moeds bestaan. Want jy sien, as geloof net uit moed bestaan, raak dit leeg. Jesus spreek hierdie probleem aan, wanneer ons lees in Matteus 23 vers 27 en 28. Hy sê, wee julle, skrifgeleerdes en fariseërs, geveinsdes, want julle is net soos gewitte grafte, wat van buite wel fraai lyk, maar van binne vol doodsbene en allerhande onreinheid is. So lyk julle ook van buite vir die mense wel regverdig, maar van binne is julle vol geveinsdheid en ongeregtigheid. Dis harde woord. Hier sien ons mense wat uiterlik alles reg doen. Hulle volg die wet, hulle bid, hulle leef volgens die reëls, maar binne is hulle dood. Binne is daar geen lewe nie, hulle harte is nie by God nie. Dink aan 'n huwelik, waar een van die maats in daardie huwelik alles reg doen. Hy of sy, ek kon nie uitsonder nie, hy of sy sorg vir die huis, betaal die rekeninge, help met verantwoordelikhede, sê die regte woorde, maar van buite af lyk alles perfek. Maar agter die skerms is daar 'n probleem. Sien, agter die skerms is daar geen warmte nie. Daar's geen opregte liefde nie. Daar's geen begeerte om tyd saam met jou maat te spandeer nie. Alles word gedoen omdat dit moet, nie omdat dit wil nie. Met tyd begin daardie verhouding koud word, begin daar afstand groei. Want hoewel die dade daar is, ontbreek die hart. En weet julle, God kyk na die hart, nie net na die dade nie. In 1 Samuel 16 vers 7 lees ons, die mens kyk na die uiterlike, maar die Here kyk na die hart. Hierdie vers wys vir ons duidelik dat God se fokus nie net is op ons optredes nie, maar op ons motiewe ook. Amen. Hy sien hoekom ons doen wat ons doen. Verder sê Hosea 6 vers 6, en God self sê dit. Hy sê, want ek het 'n behaan liefde
en nie in offerandes nie. En in kennis van God meer as in brandoffers. Die Here wil 'n verhouding met ons hê. God verlang nie net na uiterlike godsdienstige aktiwiteite nie. Hy verlang na 'n verhouding van liefde. Stel jou voor, twee mense gee kos vir 'n behoefte. Daar's 'n nood. Twee mense gaan 'n deel kos uit. Maar die een voel, hy doen dit net omdat hy moet. Miskien het hy 'n skuldgevoel, of miskien wil hy 'n bietjie shine vang. Miskien wil hy 'n bietjie die lig op homself laat skyn. Die ander een doen dit uit opregte liefde en medelee. Albei gee dieselfde kos, maar die oë van die Here is die tweede daad baie ryker, omdat dit uit die hart uitkom. So hoe verander ek dan nou my moed in 'n wil? Ek dink baie van ons wil dit vanmôre weet. Maar die Gees het ons al reeds aangekla en ons het al klaar geïdentifiseer waar ons moeds doen. Want ons moet tog, weet, maar ons wil graag hê dit met 'n wil word, sodat ek kan deel in hierdie vreugde. Sodat ek kan deel in hierdie, dit is lekker om die Here te dien. Die kern van die evangelie is dat God nie net ons gedrag wil verander nie, maar hy wil jou hart ook verander. En ek loof die Here daarvoor. In Esegiel 36 vers 26 beloof God ons, hy sê, ek sal vir julle 'n nuwe hart gee en 'n nuwe gees in jou binneste gee. En sonder daardie gees is dit onmoontlik. Filippense 2:13 lees ons, want dit is God wat in julle werk om te wil, sowel as om te werk of te doen na sy welbehaag. Hier sien ons iets besonders. God help ons nie net om die regte dinge te doen nie, maar hy verander die begeertes sodat ons dit wil doen. As iemand nou begin oefen en die dokter kyk en ek is onskuldig. Dokter het gesê, miskien moet jy 'n bietjie begin oefen. Dan gaan jy meer energie kry en jy gaan beter voel oor jouself. Nou kyk ek nog gedagte uitgekom. Maar ek moet nog. Maar wie nou begin jy oefen en jy begin en naderhand dit is 'n las jong. Dit is moeilik om nie om die blok te gaan net loop, net om my hardloop op hierdie stadium. Maar nou begin jy dit doen en jy begin dit doen want ek wil beter voel, ek wil gesond wees. En naderhand kom ek agter, maar wag 'n bietjie, ek voel beter. Ek het meer krag, ek het energie. Ek kan nou op my hurke gaan sit. En dan word daardie moed 'n wil. Want dit is voordelig vir my. Nou Jesus sê in Johannes 14 vers 15, as julle my lief het, sal julle my gebooie bewaar. Hy sê nie as julle bang is vir my nie. Hy sê as julle my lief het, sal julle my gebooie bewaar. Liefde is die dryfveer agter ware gehoorsaamheid. En wanneer jou liefde vir God sterker raak, gaan jou moed verander in 'n wil, sonder dat jy dit agterkom, soos die oefeningsillustrasie. Ek wil 'n baie belangrike waarheid met julle deel. Liefde verander plig in vreugde. Dan is dit nie meer 'n plig om lief te hê nie, is nie meer 'n plig om iets te doen nie. Liefde is iets wat jy wil doen. Dit is 'n vreugde om dit te doen. Dink aan 'n ma, Cherie en Alicia, almal wat nou onlangs weer kinders, kleintjies het. Die nagte wat hulle moet opoffer. Hulle ervaar moegheid, hulle ervaar opofferings. Maar hulle doen dit nie met teensin nie. Dis haar liefde vir haar kind wat haar maak daardie opoffering doen.
Die taak bly dieselfde. Maar die motief verander alles. So Beroeska, wanneer jy die kleintjie na ouma toe stuur, die liefde gaan tot op 'n plek, en dan sit my kind kom haal jou kind. Want jy as ouer het soveel meer, want daar is net soveel vreugde wat jy ervaar, nie omdat jy moet nie, omdat jy wil. Ek kom nie tussen my skoonma en my vrou nie. As ek nou moeilikheid soek, moet ek dit doen. Hulle sal dit uitsort, want die liefde vir 'n ma vir 'n kind is onvoorwaardelik. Galasiërs, nee, kyk of my plek nog het. Nee, baie probeer hulle geloof verbeter. Baie van ons doen, ek is skuldig, Here. Ek probeer my geloof verbeter deur harder te probeer. Deur meer te bid. Meer dissipline toe te pas. Meer pogings om reg te lewe aan te bied. Maar sonder God se werking in my lewe gaan dit net lei tot uitbranding. Galasiërs 3 vers 3 waarsku ons: is julle so onverstandig? Nadat julle met die gees begin het, wil julle nou in die vlees eindig. Wandel in die gees. Wanneer ons probeer om in eie krag te verander, raak die moeds net al hoe swaarder en die vreugde verdwyn. Dis soos om 'n motor te stoot wat nie brandstof het nie. Kyk, jy gaan baie moeite doen, jy gaan alles insit, maar jy gaan nie ver kom nie. Sonder God se gees ontbreek die krag wat ware verandering moontlik maak. Punt. Psalm 37 vers 4 sê: vind jou vreugde in die Here, en hy sal jou gee wat jou hart begeer. Verhouding bo reëls. Hierdie vers begin nie met 'n aksie nie, maar met verhouding. Dit gaan nie oor wat jy vir God doen nie, maar oor hoe jy met hom omgaan. Hoe jy God ervaar in jou lewe. In 'n gesonde vriendskap voel dit nie soos 'n plig om tyd saam daardie persoon te spandeer nie. Jy sien daarna uit. Jy wil die persoon sien. So ek dink aan myself, nou ek het twee kantore, nee, ek sê ryk nie, ek het maar net gekies om ook my sitkamer 'n kantoor te maak, want ek sit net lekkerder daar in werk. Maar ek sal nou in my kantoor wees in die sitkamer, en Amanda sal na kantoor wees, en dan na so 'n paar ure, want sy is doenig met alles wat sy doen, dan sal ek daarna toe gaan en haar by die hand vat, en dan sal ek sê, kom kyk gou hier, kom hier. En dan stap ons dan na my kantoor toe waar die sitkamer is, en dan sê ek vir haar, sit bietjie by my toe. Ek kan nie vra van die kantoor af, jy gaan sê, maar ek is besig, maar ek vat haar in die hand dan, tot in die sitkamer, en dan sê daar, kom en sê ek sit bietjie by my. Ek wil bietjie jou aandag hê. Dit is so belangrik, ouens, wanneer ons verhouding met God groei, begin ons natuurlik verlang om tyd saam met hom te spandeer. Maar die rol van dissipline bly staan. Daar gaan altyd dissipline nodig wees. Dit is belangrik om te besef dat wil nie beteken dat alles altyd maklik gaan wees nie. Jesus sê in Lukas 9 vers 23, as iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloon en sy kruis elke dag opneem en my volg. So dissipline gaan nodig wees. Daar bly 'n element van opoffering. Daar bly 'n element van dissipline. Die verskil is dat dit nie meer 'n swaar plig is nie, maar iets wat betekenis dra.
En ek sien ek begin nie my gehoor verloor, so ek gaan bietjie gou maak, dat jy ten minste net die kruks van die storie kan kry vandag. So ek wil vra, fokus asseblief, want hierdie is baie belangrik. Ek leer van vir ure lang om 'n marathon te hardloop. En dit is moeilik, en dit veg opoffering. Maar sy liefde vir die sport en die doel wat hy voor oë het, maak dit vir hom die moeite werd. Ek wil vir jou vra, is die ewigheid en die teenwoordigheid van die Here vir jou belangrik? As daardie atleet dag in en dag uit van sonsopkoms tot sonsonder sy liggaam beoefen om in 'n marathon te gaan hardloop, hoeveel te meer moet ek en jy nie in verhouding staan met God nie? Ek wil 3 praktiese stappe met jou deel oor hoe beweeg ek van hierdie moed na 'n wil toe. En eerstens wil ek vir jou sê, wees eerlik met die Here. Wees eerlik met die Here, erken waar jou hart nie betrokke en opreg is nie. God werk met eerlikheid. Vra vir 'n nuwe hart. Hy het beloof, hy het gesê ek sal vir julle 'n nuwe hart gee en 'n nuwe gees in julle binneste. So vertrou op daardie belofte van God en wees eerlik en sê vir die Here waar jy tekort het. En God sal vir jou gee. Tweedens, bou jou verhouding met die Here. Fokus daarop om God te leer ken. Nie net om die dinge wat hy graag gedoen wil hê vir hom te doen nie. Begin klein. Doen 'n klein gebed. Jy hoef hierdie lang, boring gebed te bid nie. God ken jou hart. En onthou die evangelie. Die blye boodskap. 1 Johannes 4 vers 19 sê, ons het lief, omdat ons eerste lief gehad. Halleluja. Ons liefde vir God begin altyd eerste by sy liefde vir jou. Hy het jou lief. God nooi ons nie na 'n lewe van swaar verpligtinge nie, maar na 'n verhouding met hom. Jesus sê in Matteus 11 vers 28 tot 30, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, want my juk is sag en my las is lig. Ek wil vanmôre vir jou vra, wat se las is lig? Jy sien, is omdat dit nie net 'n moed bly nie. Dit word 'n wil deur jou liefde en jou verhouding met God. Elke mens moet homself vanmôre afvra, dien ek God uit plig of uit liefde? Is my geloof 'n las of 'n vreugde? En God se uitnodiging is baie duidelik. Hy sê, bring jou moeds na my toe, en ek sal dit vir jou in 'n wil verander. So die musikante kan vir my na vore kom. Jy sien maar, wanneer dit gebeur, verander geloof van 'n swaar verantwoordelikheid na 'n lewende, vreugdevolle verhouding met die Here. 'n Verhouding kan nie leef op plig alleen nie. Daar moet verhouding wees. 'n Verhouding kan nie leef op plig alleen, sonder liefde raak dit leeg. En dit geld vir ons geloof op. God wil nie net hê jy moet die regte ding doen nie. Hy wil hê jy moet hom lief hê. Want daar waar liefde is, verander jou moed na wil. Prys die naam van die Here. Dankie Loes. Geliefdes, kom ons staan saam en dan sal ons sonder die Gees staan en sien. Sonder die Gees kan ons nie, beweeg nie. Sonder die Gees is ons blind en sonder krag. Maar met die Gees is
bied om net gou kortliks 'n getuienis vir ons te bring ter afsluiting. Om Louis, baie dankie. Halleluja. 2 weke gelede het ek 'n beroerte hart van gehad. My dokters wil dit nie erken nie, want daar is niks verkeerd. Daar 2 dae toe ek wakker word. Nou saneer was hoes of iets. Maar ek het nooit goed nie. Ek het met mense in die saal geleer wat chronies bronchitis gehad het, maar ek het nooit gehoes, maar sê nou, dit is die hulle is te skaam om te erken dat ek was gediagnoseer met 'n stroke. En my sê die dokters, dit was never 'n stroke, want hulle kan nie vir sien aan my. My tong het uitgegaan, my tande kon ek nie uitkry, kon dit nie uitdra nie. Ek was bewusteloos geweest. My seun het van Johannesburg gevlieg om my te kom sien. En die prys die Here. Halleluja. Hy is heeltemal reg. Amen. God is goed en kan wonders doen. Ons loof die Here vir sy hand wat op jou gerus het, Louis. Wil jy nie net staan en die seën van die Here ontvang nie? Mag die genade van God, die liefde van ons Here Jesus Christus en die leiding van die Heilige Gees met elkeen van u wees. Amen. Amen. Baie dankie, ons is vandag, onthou vanaand se diens om 6:00. Jy moenie, jy wil